Ja. Ons grootte God, die skepper van die heelal, die almagtige, alwetende, alomteenwoordige, die enigste een aan wie lof en eer en heerlikheid toekom. Dankie dat U ook ons verlosser en vriend is. En soos wat ons nou by mekaar gekom het en aan die lofliedere toe gesing gebring het,
wil ons nou na die prediking van die evangelie luister en ons vra dat U ons sal seën en dat U ons naby sal wees en dat ons Jesus sal sien. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Nou moet ek hom net hier as sy. Goeiemôre, Magaliesig. Dis 'n voorreg om vandag saam met julle hier te wees, saam met julle te aanbid en ook saam met julle die diens te geniet, die Here te loof en te prys deur ons sang en ook net die dag saam met julle deur te bring. In 2018 bevind ek myself in hierdie gemeente as die intern predikant. En Gerard Hannes Fourie was in daardie stadium my mentor. En in ons eerste vergadering waar ek en Gerard Hannes bymekaar kom, sit ons saam om 'n klein tafeltjie en hy sê vir my, ek gaan jou in hierdie jaar baie dinge leer. Ek gaan jou leer baie goed wat jy moet doen. Maar jy gaan ook in my 'n voorbeeld sien baie keer van hoe om nie 'n predikant te wees nie. Ek is baie dankbaar dat daar baie min indien enige van daardie gebeure was in my en Leraar Hannes se tyd saam. Maar dit het my laat dink aan die voorbeeld van hoe om nie te wees nie. Die voorbeeld van hoe om nie te wees nie. In die Bybel vind ons ook die verhaal van 'n profeet. En hierdie profeet word 'n voorbeeld van hoe om nie 'n profeet te wees nie. En daardie profeet se naam is Jona. Jona is hoe om nie 'n profeet te wees nie. Nou, voordat ons in die verhaal van Jona kan begin inspring en indelf, is dit so belangrik dat ons moet gaan kyk wat daar is om te weet van die agtergrond van hierdie persoon se lewe. Sien, baie keer spring ons in hierdie Bybelverhaal in, ons lees van hierdie Bybelkarakters, maar ons vergeet wie hierdie mens is. En dat daar eintlik 'n storie agter die storie besig is om plaas te vind. En net so is dit in die verhaal van Jona. Nou, Jona speel af omtrent 800 jaar voor Christus. Wat beteken dat daar nog nie enige van die ballingskappe plaasgevind het hierdie. Ballingskappe, onthou dat op 'n stadium is een van die koninkryke, ons gaan nou dit weer verduidelik, een van die Israelitiese koninkryke deur die Assiriërs in ballingskap geneem. Op 'n ander stadium was dit help my gou sê weer Babyloniërs, dankie. Nou, die Babyloniërs wat die suidelike koninkryk Juda in ballingskap geneem het. Hierdie verhaal van Juda speel af voordat enige van hierdie ballingskappe plaasvind. En wie is die verhaal? Wie skryf die verhaal? Wie is die skrywer, die outeur? Ons is nie heeltemal seker nie. Baie moontlik Jona self wat hierdie storie skryf, maar ons weet nie heeltemal nie. En dan kom daar 'n stelling wat gemaak word deur 'n baie bekende Ou Testamentiese teoloog en hy sê Jona is een van die 4 vreemde boeke van die Bybel. Een van die 4 vreemde boeke. En hulle is Ester, Daniël, Prediker en volgens hom Jona. Dis boeke wat lyk asof daar nie nog 'n boek is in die Bybel. Ten minste in die Ou Testament wat ooreenstem met die skryfstyl van hierdie boek nie. Dis 'n unieke boek. Was nie nog 'n boek wat so geskryf is nie. Nou wat maak dit so uniek? Die boek Jona. Jona word gesien as een van die kleiner profete. Nou, hulle word nie die kleiner profete genoem omdat hulle minder belangrik is nie. Hulle is die kleiner profete omdat hulle korter skryf. En hulle is 13 van hulle wat so in die agterkant van die Ou Testament ingesit is en ons lees nooit daardie profete nie, want ons verstaan hulle nie, nê. Ons ignoreer hulle. Nahum en Obadja en Hosea en daai boeke los ons uit want dis moeilike boeke. Jona is een van hulle, maar anders as al die ander kleiner profete is Jona nie 'n profetiese boek nie. Jona is 'n narratief. Jona vertel 'n storie. En tog word dit as een van die profetiese boeke gesien.
En dan sommer met die intrapslag van hierdie boek, kom ons agter, Jona wys eintlik vir enige ander profeet hoe om nie 'n profeet te wees nie. Nou wanneer ons na die Jona verhaal kyk, dan dink ons aan die kinderbybel verhaal, né? Ons dink aan Jona wat wegvlug van God af en wat homself in 'n storm bevind en hoe hy besef dat hierdie storm op die boot is as gevolg van sy ongehoorsaamheid en hoe hy dan vir die ander skeepsmanne sê gooi my in die water en dan sal die storm ophou en hulle 'n groot vis kom sluk hom in en 3 dae later gaan spoeg die vis hom uit. Dis die storie wat ons ken. Dis die storie wat ons van Jona vertel. Dit is wat ons dink die Jona verhaal oorgaan en dis die hoofgedeeltes. Dit is wat ons bybly. Maar soveel meer in hierdie verhaal is daar as net 'n kinderverhaal wat ons in 1 of 2 bladsye van die kinderbybel inskryf. Hierdie verhaal bevat 'n baie dieper storie. Hierdie verhaal bevat die storie van God en sy kinders. Hierdie verhaal bevat die storie van God en die mensdom. Net soos met al die ander klein profete, soos ek gesê het, is die agtergrond van Jona belangrik om te verstaan. En die Jona verhaal begin nie in die boek Jona nie. Die Jona verhaal begin in een van die historiese boeke van die Ou Testament, die boek 2 Konings. En ons lees in 2 Konings 14 vers 23 tot 25 die volgende. In die 15de regeringsjaar van Amasia, die seun van Joas, die koning van Juda, ons gaan nou terugkom na al hierdie klompe name toe, het Jerobeam seun van Joas, die koning van Israel, in Samaria koning geword, 41 jaar lang. En hy het gedoen wat verkeerd is in die oë van die Here. Hy het nie afgewyk van al die sondes van Jerobeam, die seun van Nebat, waarmee hy Israel laat sondig het. Hy is die een wat die gebied van Israel herstel het, van Lebo Hamat af tot by die see van die Araba, volgens die woord van die Here, die God van Israel, wat hy gespreek het deur sy dienskneg Jona, seun van Amittai, die profeet wat uit Gat-Gefer gekom het. Hierdie is die eerste bekendstelling van die profeet Jona in die Bybel. En dit vertel die verhaal van 'n volk wat nie altyd so mooi skoon en netjies uiteengesit is nie. Sien, ons sou dink dat die verhaal se volk moet hierdie verhaal wees wat soos 'n sprokiesverhaal lees, wat net mooi en pragtig is. Maar die Bybel is besorg daarmee om die waarheid van God se volk, die verhaal, die geskiedenis deur te gee, die lelik en die mooi. En net in hierdie paar verse sien ons die lelik en die mooi. Nou moet ons net onthou, daar's 2 koninkryke wat deel uitmaak van die oorspronklike Israel koninkryk. Dis die noordelike koninkryk, die suidelike koninkryk. Hierdie koninkryke verdeel in hierdie 2 koninkryke in, net na Salomo se dood. Dis lank voor Jona op die toneel kom. Salomo dood en die 2 koninkryke kom in rebellie teenoor mekaar. Ons gaan nie in daai verhaal ingaan nie, maar uiteindelik vestig daar 2 aparte koningshuise. Die in die noorde, Israel, die in die suide, Judea. En wanneer Jona bekend gestel word 2 koninkryke genoem. Regeringsjaar van Amasia, die seun van Joas, die koning van Juda. Dit gee vir ons die tyd waarin Jona omtrent leef, die 15de van daardie 15de jaar van daardie koning se regering. En dan sê dit vir ons wie's die koning in Israel, in die noordelike koninkryk waar Jona homself bevind. En hierdie koning se naam is Jerobeam. Hy moenie verwar word met die Jerobeam wat hierdie skeuring teweeggebring het net na Salomo. Dis 2 verskillende konings. Maar in Jona se tyd is die koning se naam ook Jerobeam en hy doen sleg in die oë van die Here. Hy's nie gehoorsaam nie, hy's nie getrou nie. Hy volg nie God se weë nie. En tog onder sy leierskap is God genadig oor Israel. En hy stuur hierdie profeet Jona en onder leiding van Jona se geestelike leierskap word hierdie koninkryk 'n baie sterk mag wat uitgebrei word
deur die slegte koning Jerobeam. So jy het 'n profeet wat vir die koning raad gee, hy gee die woord van die Here vir die koning, al is hy 'n slegte koning, hy tree op volgens daardie raad, hy brei hierdie koninkryk uit. Hy herstel die koninkryk van Israel, en hy herstel dit van Lebo Hamat af tot by die see van die Araba. Nou dis omtrent op die kaart, min of meer waar die grondgebied is, van hierdie koning se heerskappy. En dit strek tot binne in die Assiriese koninkryk se grondgebiede. Met ander woorde, dit is 'n tyd in Israel se geskiedenis, en daar was min sulke tye, waar Israel selfs beheer begin uitoefen het oor hulle buurlande. Israel is 'n sterk mag op hierdie stadium. Israel is onder leiding van die profeet Jona en die slegte koning Jerobeam besig om selfs die Assiriërs te begin oorwin. En ons weet nie presies hoe lyk Jona se rol in hierdie profetiese leierskap nie, maar dit lyk asof God deur hom praat en hy dan onder God se leiding Israel en Jerobeam help om hierdie grondgebied te verower. Grondgebied wat oorspronklik aan Assirië behoort. Nou net daar kan ons die afleiding maak dat Jona is verseker sterk pro-Israel en anti-Assirië. Jona is pro-Israel. Jona veg vir sy mense, Jona gee raad om sy volk te help om die Assiriërs se grondgebied te verower, en hy hou nie van die Assiriërs nie. Dis nie aangename mense nie, hy hou nie van hulle nie, en as hy kan, sal hy hulle onderkry om nog meer grond vir sy volk te kry. En dan kom die roeping van Jona in Jona 1 vers 1 tot 2. So ons het nou die agtergrond van die Jona verhaal, wie hy is, sy rol wat hy speel in Israel, sy rol wat hy vir die koning speel, en dan kom die roeping van Jona, en die woord van die Here het tot Jona gekom in Jona 1, die seun van Amittai, en gesê, staan op en gaan na die groot stad Ninive, en spreek hulle aan, want die kwaad wat hulle doen het opgestyg tot voor my. Nou wie is Ninive? Ninive is die hoofstad van die Assiriërs. Ninive is die koninklike setel waar die koning bly van hierdie Assiriese volk met wie Israel in oorlog is. En God kom na hom toe, gee vir hom die mees onwaarskynlikste roeping. En hy sê, nou gaan jy na die Assiriërs toe, daardie mense teen wie jy nog die hele tyd jou volk help, en jy gaan preek vir hulle. God sê vir Jona, die sonde van Ninive moet aangespreek word. Maar hy sê nie vir hom, gaan maak oorlog. Hy sê nie vir hom, gaan wis daar die stad uit, vat vir jou 'n weermag saam en gaan vat die hele Ninive as balling in. Kon God dit doen? Absoluut. God laat val die mure van Jericho. God kon dit vir Jona gesê. Hy sê nie, gaan met 'n sterk leer en gaan omsingel die stad en maak seker dat hulle sonde tot 'n einde kom. Nee, hy sê vir Jona, gaan jy alleen en gaan preek vir die stad. En Jona kan onmoontlik hieraan voldoen. Want wat sal Israel sê? Wat sal sy mense sê van hom as 'n profeet, as hy besluit om aan God gehoorsaam te wees? Wat sal Israel sê as hy wat hierdie steener van Israel, hierdie Israelie wat nou sê, nee, ek gaan nou vir Ninive preek. Stop uit gou die oorlog teen die Assiriërs, ek wil eers vir hulle gaan preek. Hoe sal dit afgaan? Wie is dan die een wat hulle lei teen die Assiriërs? Wat wil hy nou vir hulle gaan loop staan en preek? Nee, dis nie 'n opsie nie. Dis nie 'n opsie nie. Jona besluit hy vlug. Jona gaan weghardloop, hy vlug en hy kom in die storm op die see en hy kom in die water en hy kom in die vis en
Uiteindelik op die strand en God sê vir hom, jy gaan Ninive toe. Jy probeer wegkom van hierdie taak af, maar ek sê vir jou, jy gaan Ninive toe. En hierdie trek ons verbeelding, hierdie verhaal van Jona. Met reg, dis 'n dramatiese verhaal. Hier gebeur so baie drama in hierdie verhaal. Se lewe, ons kan nie anders as om die verhaal te wil hoor en te wil vertel nie. Maar die verhaal bereik sy klimaks. Wanneer al hierdie drama in Jona se lewe klaar gebeur het. En die verhaal se klimaks is in Jona hoofstuk 3 vers 4 tot 10. Jona het toe begin om die stad binne te gaan, 'n dag se loop ver. En hy het uitgeroep, want hy is gestuur om te preek. En hy het uitgeroep, nog 40 dae dan word Ninive verwoes. En die mense van Ninive het toe in God geglo en 'n vasdag uitgeroep en hulle het almal belangrik rouklere aangetrek. En toe die berig die koning van Ninive bereik het, hy van sy troon af opgestaan, sy koningsmantel afgegooi, 'n roukleed omgehang en in die stof gaan sit en hy het in Ninive laat afkondig op las van die koning en sy belangrike amptenare. Niemand mag aan enigiets proe nie, nie mens of dier, beeste of kleinvee, hulle mag nie eet of water drink nie. Mens en dier moet met 'n roukleed bedek wees. Die mense moet God ernstig aanroep en elkeen moet hom bekeer van sy slegte gedrag en van die geweld wat aan sy hande kleef. Wie weet, dalk sal God terugdraai en berou hê, weg van sy gloeiende toren, sodat ons nie vergaan nie. En God het gesien wat hulle doen, dat hulle teruggedraai het van hulle verkeerde pad. En God was jammer dat hy gesê het, 'n ramp oor hulle gaan bring. En hy het dit toe nie uitgevoer nie. 'n Hele stad kom tot bekering. Ons kan ons dit amper nie indink nie. En hulle kom nie tot bekering deur 'n mooi boodskap van die offerstelsel van Israel. Jona vertel nie vir hulle, kyk hierdie ongelooflike offerstelsel wat ons het, wat vir julle tot verlossing kan bring nie. Hulle kom nie tot bekering deur die verhaal van Israel se God en wat hy al ons in die verlede vir sy volk gedoen het nie. Hulle kom nie tot bekering wanneer Jona vir hulle die pragtige diep teologie van God se tempel uitlê en hoe Salomo hierdie tempel gebou het met hierdie doel vir aanbidding nie. Hulle kom nie tot bekering oor die skepingsverhaal van die God wat hemel en aarde geskep het nie. Nee, Jona preek nie oor die verlossingswerk van sy God nie. Hy sê eenvoudig vir hulle, dis te laat vir julle. God gaan julle uitwis. 40 dae, dan is hierdie stad daarmee heen. En ek glo in my hart, dat dit wat in Ninive gebeur, sonder twyfel, die werk van die Heilige Gees in haar hele stad moes wees. Want niemand kom tot bekering oor so preek nie. Mense bekeer hulle nie, as jy hulle nader met 'n veroordelende gesindheid. Niemand wil anders wees, as jy vir hulle vertel hoe sleg is hulle, en hoe sleg hulle voor God is. En hier kom hierdie hele stad tot bekering, 'n stad wat basies niks weet nie. Niks van God weet nie. Hulle weet nie wie hierdie God is waarvan Jona praat nie. Iets in hulle dryf hulle om te sê ons wil daardie God dien. Hulle weet niks van besnydenis nie. Die Sabbat is vir hulle vreemd. Hulle het nog nooit gehoor van 'n en onrein kos nie. Hulle weet nie wat 'n stiende nie. Hulle weet nie wie's Abraham, Isak en Jakob en Moses en Dawid. Hulle weet niks. Hulle weet nie wie hierdie God is nie. Hulle ken nie sy verhaal nie. Maar hulle weet iets in hulle hart motiveer en dryf hulle om te besef dat hulle 'n behoefte het aan hierdie God van wie Jona praat. En daardie iets dryf hulle, groot, klein, ryk, arm, koning, almal, die hele stad, tot bekering. En wat daardie bekering presies behels het in die konteks van Ninive is ek nie seker nie, maar ten minste lees ons dat hulle slegte praktyke afgelê het.
Dat die koning sê, hierdie verskriklike goed wat julle mee besig is, moet julle stop. Nou, die Assiriërs staan in die geskiedenis van hierdie wêreld bekend as een van die wreedste volke wat nog ooit geleef het. Hulle was gewelddadig en wreed en het niks van geweld gedink nie. Hulle het niks daarvan gedink om ander mense op die wreedste maniere dood te maak en te martel nie. En die koning van Assirië, die een wat aan die hoof van die wreedheid sit, hy sê vir die res van die stad, kom ons hou op hiermee. Kom ons stop hierdie geweld. Kom ons keer na die God van Jona toe. Selfs in hulle verdraaide godsbeskouing, waar hulle God as 'n wreedaard beskou, en kan 'n mens hulle kwaadlik neem. Dit is hoe hulle geleef het. Selfs in daardie verdraaide godsbeskouing werk die Heilige Gees in hulle harte. En die ongelooflike wonderwerk van 'n stadsbekering vind plaas. En dit is seker een van die mees suksesvolste predikers in die geskiedenis van hierdie wêreld is Jona. Geen een van die ander predikers, geen een van die ander profete in die Ou Testament behaal hierdie tipe sukses met bekering nie. En 'n mens sou dink dat hy moes op en af spring van blydskap oor hierdie sukses. Maar helaas lees ons, dit het Jona erg ontstel. En hy het kwaad geword. En hy bid toe tot die Here en sê, ag Here, is dit nie wat ek gesê het toe ek nog in my land was nie? Ek het geweet hierdie ding gaan gebeur. Ek het geweet jy gaan hierdie ding doen. Daarom het ek toe ek nog in my land was, of daarom het ek vroegtydig na Tarsus gevlug, dit het geweet dat U 'n genadige en barmhartige God is, 'n geduldige en oorvloedig in troue liefde. Vir die onheil, Here, neem dan nou maar eerder my lewe van my af weg. Want dit is beter om te sterf as om te leef. Hoe om nie 'n profeet te wees? Vir 'n Christen prediker is hierdie teks onverstaanbaar. Ons hele sending op aarde is om bekeerlinge te maak. En Jona is die ding wat hom die gelukkigste moet maak deur die aarde, is die ding wat hom kwaad maak. En ons vind interessante woordspeling hier in hierdie teks. Daai ding wat sê dit het Jona erg ontstel, daai woord ontstel, is dieselfde woord as wat ons in Jona 1 vers 2 lees. Want die kwaad wat hulle doen, het opgestyg tot voor my. Die skrywer van Jona is baie goed met hierdie woordspeling. Nou die woord wat daar gebruik word vir al twee hierdie woorde is ra, in Hebreëus is soos 'n amper asemhaler. En dit beteken boos of sleg doen. En wat God hier doen, is in Jona se oë se ding. God is besig om sleg te doen in Jona se oë. Dis hoe ver hy dit vat. Hy's ontstel oor hoe boos God optree wanneer hy die Assiriërs tot bekering bring. Jona se politieke uitkyk oorheers sy profetiese roeping. Jona se politiek, dit wat hy glo van sy volk en hoe wat met sy volk moet gebeur, oorheers sy godsbeskouing. Want jy sien, God moet mos die mense haat wat ons haat. Die mense van wie ons nie hou nie, God hou ook mos nie van hulle nie. Nee, die mense wat ons 'n probleem mee het, God het 'n probleem met hulle ook. Dit is hoe Jona dit beskou. En Jona sê, ek het geweet wie U is. Ek het geweet wat U is. Ek het geweet hoe U is. Ek het geweet dat U meer genade met mense het as wat ek het. Dat U meer liefde vir die Assiriërs het as wat ons vir hulle het. Ek het geweet dat ons wil hulle uitwis, maar U wil hulle red. Ek het geweet, dis hoekom ek eerder wou weggaan.
Want u sien, u het my eintlik, in daai verhaal in 2 Konings, u het my eintlik geroep vir 'n profeet vir my mense, né? Is geroep om my mense te help. Om my mense te help, om hierdie mense te oorwin. Ek was nie geroep om vir die Assiriërs te preek nie. En nou kan ek van hier af terug gaan Israel toe en my mense in die oë gaan kyk na dit wat hier gebeur. Hoe kan my mense nou hierdie mense kom aanval nadat hulle u aangeneem het? Dit sal vir my die grootste vernedering wees, laat my eerder doodgaan. Ek kan nie hierdie aanvaar nie. Dit wat hier gedoen het, laat my eerder doodgaan. En dan lees ons in antieke boekrolle van die Ou Testament, dit word genoem die dooie seerolle, lees ons dat die skribas wat die dooie seerolle oorvertaal het, skryf daar pause. Skryf daar, vat hier 'n pause. Ander woorde, stop net vir 'n oomblik in die verhaal. En dink net 'n bietjie. Plaas jouself net 'n oomblik in Jonas se skoene. Jy probeer jou bes om nie te doen wat God wil hê met hierdie mense moet gebeur nie. Jy gaan preek nie vir hulle nie, jy sê net vir hulle, dis verby met hulle. En hulle kom tot bekering en nou moet jy teruggaan. Nee, Here, ek sal eerder doodgaan. Maar God is nog nie klaar met Jona nie. Want hierdie genadige, barmhartige, geduldige, liefdevolle God wil vir Jona laat verstaan waaroor Israel eintlik gaan. Jona maak vir hom 'n skuiling en hy sit daar in top oor die bose genade van God. En woeps in 'n paar uur se tyd voor die hitte van die dag, lees ons in vers 6 toe, het die Here 'n kasterolieplant beskik om oor Jona op te kom vir 'n skaduwee oor sy kop en om hom van sy onvergenoegdheid te bevry. Jona was baie bly oor die kasterolieplant. Jona is so ontevrede, hy sê, Here, laat my eerder doodgaan, as om te sien dat hierdie stad gered word. En God gee vir hom 'n plantjie, dat hy 'n bietjie koel te kan hê. En Jona se ontevredenheid is weg, want hy is daar maar 'n klein genadetjie in al hierdie hartseer van 'n stad wat hulle bekeer het. Maar God het 'n ander plan met die plant ook. Maar met dagbreek die volgende môre het God 'n wurm beskik. En dit het die kasterolieplant binne gedring en dit het verlep en teen sonop het God nog 'n gloeiende oostewind beskik. En toe die son op Jona se kop bak, het hy duiselig begin raak en gewens hy gaan dood. En hy het gesê, dis vir my beter om te sterf as om te leef. Jona se frustrasie vlakke met hierdie God is besig om sy limiet te bereik. En sien, God gee vir hom hierdie mooi plantjie. En dan maak God die plant dood. En dis nie al wat hy doen nie, hy stuur 'n warm wind en hy stuur die son. En Jona is sommer net omgekrap en hy sê, Here, as jy gedink het gister ek moet eerder net doodgaan, vandag is dit vir my beter om maar eerder net dood te gaan. En dan in die laaste paar verse kom God en vertel vir Jona wat hy hom van sy tuisdorp in Israel op die boot, op pad na Tarsis, in die diepste waters van die see, in die maag van die vis, op die strand en by Ninive wil leef. God kom en hy sê vir Jona, is dit reg dat jy ontsteld is oor die kasterolieplant? En Jona antwoord, hy sê, ek is te reg tot die dood toe ontstel. Ja, Here, dit is reg. Ek kan kwaad wees oor hierdie plant. En toe sê die Here, jy's besorg oor die kasterolieplant, waarmee jy geen moeite gedoen het nie, wat jy nie laat groei het nie, wat oornag opgekom het en oornag tot niet is, maar ek mag nie besorg wees oor Ninive nie, die groot stad waarin daar meer as 120,000 mense is, wat die verskil tussen regs en links nie ken nie, en ook nog baie diere. Jona, hierdie storie gaan nie oor jou nie. Dit gaan nie oor jou en die vis nie, dit gaan nie oor jou en die kasterolieplant nie. Hierdie storie gaan nie oor jou gemak
en jou politieke uitkyk en jou volk se vooruitgang nie. Dit gaan nie oor jou sukses en jou lewe en jou vreugde nie. Dit gaan nie oor jou boontjie nie. Hierdie gaan oor my en my liefde vir die mens. Wat is vir jou belangriker, Jona? Wat is vir jou belangriker in jou lewe? Jona, dis nie die mense wat jy dink ek voorlief moet wees nie. Dis nie net die sogenaamde heilige Israeliete, en onthou wat ons in 2 Konings gelees, hulle het ook maar verkeerd gedoen in die oë van die Here. Jona sien nie dit raak nie. Dis nie net die wat die tempel se offersisteem ken nie. My liefde strek wyer en verder as een groep mense hier op aarde. My liefde is vir almal. Dit sal goed wees vir jou, Jona, as jy eerder inval by my agenda van hierdie mensdom bereik, as wat jy jou eie agenda het, of selfs verwag dat ek by joune moet inval. Dis 'n Joodse skryfstyl om baie keer die verhale, ons sien dit in baie van die Bybelverhale, op 'n mespunt te los. Ons weet nie regtig wat gebeur hierna nie. Die skrywer laat dit oor aan die leser om te wonder oor wat daarna gebeur. En wat Jona se reaksie verder was op hierdie gesprek met God, weet ons nie. Maar God het sy punt hard en duidelik gemaak. Die boodskap van die boek Jona het uitgekom. Dalk kom ruk Jona se verhaal harder aan my deur as wat ek wil erken. Want jy sien, ek het ook maar 'n agenda in die lewe. Maar my agenda is dalk nie polities nie, dalk is dit. Maar wanneer ek deur die lewe gaan, is daar ook mense wat ek dink beter is as ander. Belangriker is as ander. 'n beter plek het as ander. Daar is hulle wat ek glo beter is as die res. En dit is gewoonlik hulle wat soos ek lyk, en soos ek praat, en soos ek dink, en soos ek doen. Gee nie om vir hulle voordeel te werk nie. Ek gee nie om vir daardie mense diens te wees nie. Want dis my mense, en ek hou van hulle. En dis my volk, en dis my taal, en dis my kerk, en dis my familie. Dis my mense. Ek werk graag tussen hulle. Die Here is. Mense wil en geduldig en liefdevol hy is. Daardie mense wat soos ek is. Hierdie Jona verhaal het nog altyd die Joodse volk 'n bietjie ongemaklik gelaat. Ons het nog altyd gegaan na die fokus, die vis en Jona se redding. Die Jode het ook graag daarop gefokus. Gaan omtrent 800 jaar van Jona af vorentoe. Jesus word gekonfronteer deur die Fariseërs en hulle vra vir hom: "Meester, ons wil 'n teken van u sien." En hy het hulle geantwoord: "'n bose en oorspelige geslag vra teken, geen teken sal aan hulle gegee word, behalwe die teken van die profeet Jona nie. Maar net soos Jona 3 dae en 3 nagte in die ingewande van die groot vis was, so sal die seun van die mens 3 dae en 3 nagte in die hart van die aarde wees. Die mense van Ninive sal in die oordeel saam met hierdie geslag opstaan en hulle veroordeel, omdat hulle op grond van die prediking van Jona tot bekering gekom het, en waarlik wat hier is meer as Jona." Die Fariseërs kom en sê vir Jesus: "Gee ons 'n teken. Ons het net nodig om oortuig te wees dat u die Messias is. Gee ons 'n teken. Wys ons net dat u werklik die een is wat dinge nou vir die Joodse volk sal laat gebeur. Ons verwag iemand, ons weet iemand kom, gesorteer word. Ons weet daar moet uitkoms vir ons kom. Ons kom iemand wat vir ons mense kom. Gee ons net 'n teken dat dit u is."
Wys ons dat daar iets is wat kan maak dat ons in jou glo. En meesterlik vat Jesus hulle gedagtes na Jona toe. En hy genoem dit die teken van Jona. Soos wat Jona 3 dae en 3 nagte in die vis van die maag was, so sal die seun van die mens 3 dae in 'n graf wees. Dis my teken. Nee, dis te vreemd. Dis moeilik. Dis onverstaanbaar. Messias wat gaan doodgaan en dan wil voorgee dat hy weer uit die dood uit opstaan. Nee. Nee, die Fariseërs hou nie daarvan nie. Maar dit is wanneer hy vir hulle sê dat Niniviese mense 'n oordeel oor hulle, die uitverkorenes, die Joodse volk, die Fariseërs, die belangrike mense, dat Ninive hulle gaan oordeel, dat hulle dit glad nie meer kan verstaan, dat hulle heeltemal dom raak. Ja, okay, een wat groter is as Jona, is nie te moeilik nie. Daar's heelwat profete wat ten minste groter was as Jona in hulle verhaal. Hy's tog immers die voorbeeld van hoe om nie 'n profeet te wees. Maar om voor te gee dat Ninive groter is as God se heilige, uitverkore Joodse volk, dis verregaande. Hoe kan Ninive groter as ons wees? Maar dis presies wat die teken van Jona is. Dat daar verlossing vir almal is. Dat die sterwe van die Messias aan die kruis nie tot verlossing van die Joodse volk alleen is onder die Romeine uit nie. Dat die sterwe van die Messias tot verlossing van almal is. Die teken van Jona is dat God het nie gunstelinge nie. Ninive, die Romeine, die teken van Jona, almal bymekaar gevat in die dood en opstanding van Jesus Christus, waar almal gelyk is. Elke mens. Vandag is die boodskap van Jona vir jou en my eenvoudig, dat God het jou lief. God het jou bitter lief. God het jou lief met 'n genadige, barmhartige, geduldige, ewige liefde, maar die boodskap van Jona is ook dat God het hulle lief. Wie is hulle? Hulle wat jy oor die hoof sien. Hulle wat jy dink sondiger is as jy. Hulle wat allerhande verslaafdhede deur die wêreld probeer gaan. Hulle wat jou en jou mense al te nagekom het. Dalk met vreeslike onreg. Hulle wat sleg is. Die dronklappe, die verslaafdes, die wat ander seermaak, die wat mishandel, die wat in 'n Bybelse leefstyl leef. Die oor wie ons sy oordeel sou vertel. Die vir wie ons dalk graag sou wou sê, wag julle maar net, God gaan oplossing vir julle hê. Wag maar net en kyk. Die Assiriërs en die Romeine van hierdie wêreld, God het hulle ook lief. En miskien is die boodskap van Jona vandag vir ons minder oor wat ons moet doen en meer oor wie ons moet wees in hierdie wêreld. Miskien roep God deur die profeet Jona se verhaal vir ons tot 'n gesindheid van verdraagsaamheid, 'n gesindheid van vergifnis, 'n gesindheid van omgee, 'n gesindheid van sorg, 'n gesindheid van liefde. Die teken van Jona, die teken van Jesus Christus, wys nog tot vandag vir ons dat God vir jou en vir my, vir die mooi, vir die pragtige kinders van God, vir die sewende dag Adventiste kerk, die eindtyd oorblyfsel kerk, laat God ons liefhet, vir die uitverkore Israel volk, vir die godsdienstige Joodse nasie. Maar dit wys dat God tesame met hulle daar buite ons liefhet. Dat God ook die slegstes van die slegtes, die sondaars, die oortreders, die mense wat ons eerder vermy, die Assiriërs van Ninive, die onderdrukkers van Rome, dat God hulle ook het. Ons wil amper uitroep, nee Here, dit kan nie wees nie, dit maak genade goedkoop. Dit kan nie wees nie. Maar eintlik doen dit juist die teenoorgestelde. Want hy het 'n duur prys betaal vir alle mense.
Gaan almal hom aanneem? Ongelukkig nie. Maar die Jona verhaal leer vir my, dis nie my plek om die besluit te neem oor wie daar hoort en wie nie. Die Jona verhaal leer vir my dat ek moet in aanvaarding en liefde en omgee leef vir alle mense. Beteken dit goedkeuring? Beteken aanvaarding en liefde en omgee goedkeuring? Nee, glad nie. Dit beteken wel dat mense vir ons meer is as die sondes wat hulle doen. Sien, want baie keer is daardie mense se sondes maar net anders as ons. Ninive se mense was so ver van God soos wat hulle kon wees. Maar in daardie verte, sonder enige kennis, sonder enige diep godsdienstige belewenis, sonder die regte aksies en die regte dade by die tempel wat vir hulle verlossing sou wees. Dis daar waar God se liefde tot hulle harte dring. Miskien is Jona daar vir ons om te onthou dat God na niks anders kyk as die mens se hart nie. Presies dit wat ons nie kan sien, is juis wat God na kyk. Jona se storie vertel 'n verhaal tussen al die profete oor hoe om 'n profeet te wees. God vertel dit vandag vir ons die verhaal hoe om nie 'n Christen te wees. Die effektiefste metode van evangelisasie. Ministry of Healing bladsy 470 sê 'n liefdevolle en geliefde Christen is die effektiefste getuienis vir die evangelie. Twee dinge, liefdevolle en geliefde. Met ander woorde, is baie maklik om mense lief te hê, maar ons maak dit partykeer moeilik dat mense ons liefhet. Sy sê iemand wat ander liefhet, maar wat dit ook maklik maak om liefgehad te word, is die sterkste getuienis vir die evangelie. Dit gaan nie oor hoeveel uitreikings en hoeveel evangelisasie pogings en hoeveel roekstake en hoeveel Bybelstudies ons gee nie, en daai goed is so belangrik, moet dit nie onderskat nie, maar dit gaan oor wie jy en ek is wanneer mense na ons kyk en wanneer ons na mense kyk. Ek dink my gebed vandag is net, Here, help ons om u gesindheid te hê. Help ons om nie net op die kasterolieboompies te fokus nie. Daardie kasterolieboompies is dalk die kerk, my gesin, my werk, my inkomste, dinge wat die Here my mee geseën het, wat vir my belangrik is. Maar is dit belangriker as mense? Here, help my om 'n hart vir die mensdom te hê. 'n Hart wat u vir hulle het. En daardie hart kan net deur God in ons lewe geplant word. En ek wil vanoggend uitroep, Here, gee ons seestorms en gee ons visse en gee ons wonderbome en gee ons wurms en gee ons warm oostewinde. Gee ons wat nodig is, maar leer ons om lief te hê soos Jesus liefhet. Amen.
Here ons dankie vir die verhale wat U vir ons laat opteken het. Verhale wat vir ons wys hoe U oor ons voel. Verhale wat U liefde tentoonstel, U genade, U barmhartigheid, U sorg en U omgee. Dankie vir die verhaal van Jona. En al leer dit ons hoe om nie 'n Christen te wees nie. Wys dit ons wie die God is wat ons aanbid. Here, dit is my gebed dat wanneer ons hier uitgaan, dat ons 'n vernuwing van hart sal hê. Dat ons 'n hart sal hê wat sê, Here, help ons om lief te wees soos U lief het. Help ons om te gee soos U omgee het. Help ons om hulle te bereik wat U wil bereik. Help ons om met elke mens met wie ons paai kruis 'n getuienis van liefde te wees. Help ons om vir hulle wat ons in die straat verbygaan, by die verkeersligte, in die winkels, by ons werksplekke, by ons huise. Help ons om 'n getuienis van U liefde te wees. Neem weg die gees van veroordeling, van persoonlike agendas uit ons lewe uit en help ons om net te sê ek wil soos Jesus wees. Ek wil die mensdom bereik met die mooi verhaal van God se liefde. Ons sien uit na die dag wat U gaan kom, Here, en ons bid en ons vra dat daar iemand sal wees wat daar is omdat ons omgegee het. Here, U weet waar die donker swart kolle van sonde in ons lewe ons kom verblind het vir daardie liefde. Neem dit asseblief weg en gee ons 'n hart van vlees wat gevoel het vir ander. Help ons om nie veroordelend na hierdie mense om ons te kyk nie, maar om met U liefde ander te bereik. My gebed, die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van die Vader en die teenwoordigheid van die Heilige Gees met ons sal wees tot die dag wat Jesus ons kom haal. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.
Hello, Willem.